Geliefdes in die Here Jesus Christus, hoor hoe die Here ook vanoggend sy vergadering open. Ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gesang 205. Kom almal, laat jul stem verrys. Kom laat ons die Verlosser prys. Halleluja. Die Heer laat duisternis verdwyn. Hy is die lig wat helder skyn. Loof die Here, gee hom ere. Halleluja. Kom ons sing vers 1 en vers 2 tot eer van die Here saam. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, nadat ons vanoggend die voorreg gehad het om te luister na die wet van die Here, sing ons Psalm 38 vers 1. En nadat ons geloof bely het, gesang 208 vers 1 en ook vers 3. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons gaan vanoggend na die wet van die Here luister vanuit Deuteronomium 5. Deuteronomium 5 en ons gaan saam lees vanaf die 6de vers. Voor die opstanding van Jesus Christus het ons as kinders van die Here na die wet van die Here gekyk en ons het besef, wat moet ons doen? Soos in die Ou Testament moet ons offers bring. Ons moet vergifnis vra deur dit wat ons bring om die Here te aanbid. Vandag, omdat die Here opgestaan het, kom ons op grond van sy genade na die wet van die Here. Op grond van sy vergifnis.
Kom ons luister met 'n hart wat dankbaar is vir daardie wonderlike opstanding van Jesus Christus en ons luister na die wet van die Here. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, die opstanding van Jesus Christus waarborg aan ons 'n nuwe lewe, dat ons 'n nuwe skepsel is in Christus. En daarom kan ons met 'n ware berou en opregte geloof ons toevlug neem tot die Here Jesus alleen. 1 Johannes 1 vers 9 verkondig aan ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar hy wat in die sonde volhard, hy wat die genade van God verwerp,
verkondig die woord van God dat sy straf en sy toorn op hom of haar bly so lank as wat hulle in die sonde bly voortlewe. Nou, liewe gemeente, op grond van die belofte dat Jesus op die 3de dag opgestaan het, kom ons spreek die 12 artikels in ons harte soos volg saam, en dan hoor ons, wat het die Here vir ons gedoen? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons lees van die opstanding van Jesus vanoggend vanuit Matteus 28. Matteus 28 vers 1 tot en met vers 10. Matteus 28 vers 1 tot en met vers 10. Net soos wat ons sit met die woord van die Here voor ons oop, kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, Jesus, U leef en ons met U. Dis die grootste geskenk wat ons as mens ooit voor kon vra. Dat ons kan verstaan wat dit beteken dat U die dood oorwin het.
dat die dood nie meer mag oor ons het nie. Dat ons nie hoef bang te wees nie. Dat ons, al gebeur wat met ons, kan uitroep en sê, Jesus leef. Want U het opgestaan. Die klip voor die graf is weggerol. Die boodskap is duidelik. Die graf kon U nie vashou nie. En vanoggend wil ons ook op grond van Vrydagoggend, waar ons aan die nagmaalstafel kon aansit en die teken van die brood en die wyn gebruik het, om te dink daaraan, wat is daar die prys wat U betaal het? Want sonder daardie prys, kon ons nie vandag sê, U het opgestaan nie. Wat 'n voorreg is dit vir ons as kinders van die Here, om U naam groot te maak. Om te sê, daar is niemand soos U nie, niemand wat kan doen wat U doen nie, niemand wat U liefde so bewys nie. Niemand wat so volledig vir sy kinders gesterf het nie. As ons gaan kyk na ander godsdienste in die wêreld, en dan eis die wêreld dat as Christene, as gelowiges wat in U glo, moet ons gelyk wees aan ander. Maar daar is net een Jesus. Daar is net een God en Vader. Daar is net een Heilige Gees. En op grond van dit is daar net een kruis. Een verlossing. Een waarheid. Een lewe. Maar mag ons as die kinders vanoggend klein raak, voor U nederig word, want dit is so maklik om 'n vinger te wys teenoor ander en te sê, kyk wie is ons, en vanoggend sê ons nee. Kyk wie is U. Kyk wat het U gedoen. Hoe bevoorreg is ons, omdat U ons so lief gehad het en nog steeds het. Dat U vanoggend kon sê, ons is kostelik in U oë, hoog geag. En U ons lief het. Waar Jesaja 43 vers 1 ook sê, moenie bang wees nie, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Dan is geleenthede soos vanoggend vir ons as gelowiges 'n hoogtepunt om te kan uitroep. Ons bely U heilige naam teenoor almal. Spreek tot ons as U kinders. Leer ons om opnuut weer te hoor wat die graf vir ons vertel. Leer ons om in U genade vas te staan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons koning. Amen. Liewe gemeente, Matteus 28. Matteus 28 vanaf vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en kom en die steen van die opening weggerol
en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeu, en hy het vrees vir hom, het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom, kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een stee en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanoggend. As teksvers vers 9 en vers 10. En terwyl hulle op die weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een stee en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vanoggend maak nie saak van die tydsone in die wêreld nie, maar daar is gelowiges oor die hele wêreld heen wat vandag gaan uitroep, hy het opgestaan. Die grootste gebeurtenis in die menslike geskiedenis. Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Dit is 'n feit. Dis nie 'n teorie nie. Dis nie 'n mooi gedagte nie. Dis nie maar net woorde wat mooi klink vir die gelowige nie. Dit is 'n feit. Sy opstanding is die hoeksteen van ons geloof. Dit is 'n bewys van oorwinning van lig oor duisternis. Van lewe oor die dood, van genade oor die sonde. Dis genoeg rede om van blydskap eintlik rond te spring en te lag. Want dit maak ons bly. Hierdie gebeure is nie sommer maar net geskiedenis nie. Dit is die geestelike kern van die waarheid dat Jesus Christus leef. Dis nie maar net 'n verslag oor wat daar gebeur het nie. Dit is 'n roepstem vir ons as gelowiges. 'n Roepstem tot geloof, 'n roepstem tot aanbidding, 'n roepstem om te gaan verkondig.
enkele verse later, en ons haal dit so dikwels aan, veral as ons kinders doop, is Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Vandag fokus ons op die werklikheid van lewe en nie net die dood nie. Sonder Vrydag kon ons nie vandag hier wees nie. Sonder vandag maak Vrydag nie sin nie. Die leë graf bly nie stil nie. Die leë graf was nie die einde nie. En daarom, ons gaan kyk na die krag van die opstanding, en dan dat die orde wat altyd plaasgevind het, nou omvergewerp is. Ons gaan kyk na die boodskap van lewe aan soekendes, aan kinders van die Here. Maar dan gaan ons ook stil staan by die feit dat hierdie vroue voor die opgestane Here kon staan. Hierdie vroue gaan na die graf en hulle word gegroet met 'n aardbewing. 'n Engel wat neerdal, die klip wat wegrol, die soldate wat soos dooies word. Dit is nie net fisies skokkend vir hulle gewees nie. Want die eerste ding wat die engel sê is, moenie vrees nie. Die dood, kom ons noem dit die krag, die gebied, die werking wat daar plaasvind, wat altyd die dood as 'n realiteit gebring het, word gebreek. Die orde van die dood word tot niet gemaak. Die ou orde was dat die dood die laaste sê gehad het. Nou, 'n nuwe orde in Christus, dat die dood nie oorwin nie, maar Christus is die oorwinnaar. Die graf kon hom nie toesluit nie. Sien u die mag van God? Die Romeinse wagte, die wêreld kon nie keer dat die waarheid die wêreld ingaan nie. Die wêreldse gesag was magteloos teen die goddelike gesag wat daar plaasvind. Dat die skepping kon gebruik word om te wys Jesus leef. Ons het so pas oomblikke gelede gesê in die geloofsbelijdenis wat op die 3de dag opgestaan het uit die dode. Hierdie woorde moenie leeg wees in ons gedagtes nie. Dit moet gevul wees met die liefde van God. As ons kyk na die Heidelbergse Katekisme, Sondag 17 word daar gesê, deur sy opstanding het hy die dood oorwin. Paulus het in 1 Korintiërs 15 vers 55 die vraag gevra, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Want die dood heers nie meer oor die gelowige nie. Wat is die boodskap daarvan vir ons? Die engel spreek die vroue aan, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. 'n aankondiging van die opstanding, die begin van 'n wêreldwye verkondiging van lewe. Daarom kon ons in die begin vir mekaar gesê het, miljoene mense
gaan vandag by mekaar kom en die opstanding van Jesus Christus vier. Die vroue soek Jesus in die graf, 'n plek van die dood. Maar die boodskap is, hy is nie meer hier nie. Hy is die lewende. Maar hy is nie die een wat sommer maar net onthou word nie. Weet jy, wanneer ons as mens vandag oor die dood praat, dan is ons so geneig om vir mekaar te sê, maar ons sal hierdie of daardie persoon onthou vir dit wat hulle was en gedoen het. Eienskappe van daardie persoon onthou ons. Jesus is anders. Hy is die een wat leef en wat regeer. Die engel verwys na Jesus se eie woorde waar hy self gesê het, hy gaan opstanding. En daarom is die opstanding vir ons nie 'n verrassing nie. Dis nie maar net 'n gebeurtenis wat skielik plaasgevind het nie. Die Here Jesus het dit verkondig en dit het so gebeur. Daarom is dit die vervulling van God se plan. En liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, dis nie maar net 'n skielike vervulling van God se plan nie, dis van die begin af verkondig. Romeine 10 vers 14 sê, hoekom is hierdie verkondiging belangrik? Hoekom is dit belangrik dat ons vandag hier by mekaar is en dit weer hoor? Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En dan sê die Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 20, God het sy seun gestuur om die straf van die sonde op hom te neem, en deur sy opstanding het hy vir ons die oorwinning oor die dood behaal. Kan ons nog in die duisternis leef? Kan ons nog in die sonde bly voortlewe, asof dit nie saak maak nie? Kan ons vashou aan die ou verbond en vergeet van die nuwe verbond in Christus? En weet jy, die antwoord is nee, ons kan nie. Wat is die bewys daarvan? Hierdie vroue, die ontmoeting met die opgestane Here, maar ook die opdrag gaan vertel. Hierdie vroue was op pad gewees om vir die disippels te gaan vertel wat hulle gesien het, wat nou gebeur het. 'n Opdrag van die engel. Maar dan staan die Here Jesus voor hulle en hulle wees gegroet deur hom. Wat doen hulle? Hulle val neer en hulle aanbid hom. Dis die hoogtepunt van hierdie verhaal, die feit dat Jesus daar voor hulle staan, 'n bewys, hy leef. Hulle sien en hulle ervaar die lewende Here en hulle antwoord is aanbidding. Vrydag het ons by die kruis gestaan. Ons het gehoor, Jesus het vir ons sondes gesterf. Ons het die teken van die brood en die wyn gebruik. Vandag moet ons oorloop van aanbidding, omdat hy leef. Maar dis nie 'n boodskap wat vir hulle self gehou kan word nie, dis nie 'n geheim nie. Die Here sê, moenie bang wees nie, maar gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea gaan en daar sal hulle my sien. Gaan vertel my broers wat nou gebeur het. En hierdie sending is baie belangrik, want
hierdie vroue was die eerste getuies dat Jesus opgestaan het. Hierdie opstandingsboodskap wat gevul is met genade. Ja, hy het gesterf, maar hy leef. Hy noem sy disippels broers. En liewe gemeente, dink net aan die lydingstyd wat ons hierdie jaar by stilgestaan het. Hy noem hulle broers ten spyte van hulle verraad, ten spyte van dat hulle gevlug het toe hulle hom moes ondersteun het. Ten spyte daarvan dat hulle geslaap het toe hulle saam met hom moes bid. Ten spyte daarvan dat hulle nie saam met hom hierdie pad eindtyd geloop het nie. Hy noem hulle broers. Want die kerk, die gelowiges word gevorm rondom hierdie opgestane Here. U en ek is nie vanoggend hier oor tradisie nie. Ons is nie hier omdat dit nou maar net Sondagoggend is nie. Ons is hier omdat die Here opgestaan het. En hierdie nuwe lewe, want die Heidelbergse Katekismes Sondag 17 gaan 'n tree verder en sê tweedens is ons deur sy krag opgewek tot 'n nuwe lewe. Die feit dat Jesus opgestaan het, word ons opgewek tot 'n nuwe lewe. Maar is nie net 'n belofte nie. Dit is 'n huidige werklikheid. Want sonder hierdie huidige werklikheid, hoe gaan ons die Here werklik kan aanbid? Hoe kan ons kerk van Christus wees, as dit vir ons maar net 'n belofte is wat eendag gaan gebeur? Dan gaan dit ons nie saak maak waarmee ons besig is nie. Die vroue se ontmoeting met Jesus herinner vir ons daaraan, dat ware aanbidding nie kom vanuit 'n dooie godsdiens nie. Dit kom vanuit 'n lewende geloof in Jesus Christus. 'n Lewende verhouding met die Here Jesus. En dit lei dan tot roeping. Ons het aangehaal Matteus 28 vers 19. Dis ons roeping om te gaan vertel. Dit het begin by hierdie vrou om die disippels te gaan vertel. Dan ontvang die disippels ook daar die opdrag gaan vertel. Dis nie maar net 'n eenmalige wonderwerk nie. Dit is 'n voortsetting van God se liefde vir sy kinders. Die orde van die dood is geskit. Dit is verander deur Jesus Christus. Die dood se krag is weggeneem, dit is ontwapen. En die kerk kan nie maar net kerk wees nie. Kan nie maar net 'n geleentheid wees van tyd tot tyd nie. Die kerk verkondig, die kerk leef, dit aanbid, dit wag op die wederkoms van Jesus Christus. En dan, as ons by die woorde kom in die geloofsbelydenis wat sê, ek glo in die opstanding van die liggaam en ek glo in die ewige lewe, dan bely ons daardeur, Jesus het opgestaan en ons gaan ook. Ons gaan ook leef. En dan is hier die afwagting nie vrees nie, dit is blydskap. 'n Lewe van sekerheid saam met Christus. Geliefdes in die Here Jesus Christus, kom ons leef in die krag van die opstanding van Jesus Christus. Kom ons verkondig die lewe in plaas van die dood.
Kom ons beweeg verby die kruis na die opstanding van Jesus. Want hy is die een wat ons die geleentheid gee om op grond daarvan hom te aanbid. Om in 'n verhouding te staan tot die lewende Here. Om met vreugde, met oorgawe, met nuwe moed die dag aan te pak. Maak nie saak wat wag nie. Op grond waarvan kan ons dit alles doen? Want Christus het waarlik opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God. Ons wil U naam aanbid, ons wil U naam groot maak. Want as Vader het U van die begin van alle tye af, van die skepping af vir ons geleer. Maar U maak bemoeienis met die mens. Toe Adam en Eva gesondig het U hulle geroep. En U het hulle tot verantwoording geroep en gevra, wat het jy gedoen? Soveel kere in die Ou Testament lees ons, waar U eie volk tot verantwoording geroep het, hulle aangespreek het, hulle geleer het wat is reg en wat is verkeerd. Maar as gevolg van die sonde, as gevolg van ons as mense hardkoppigheid, het die belofte, wat in Genesis 3 gemaak word, vir ons 'n waarheid geword in Christus, dat die slang se kop vermorsel is, dat die dood oorwin is. Dat U liefde so groot is, dat 'n kruis nodig was, 'n vloekhout nodig was, sodat ons vandag kan bely, Here Jesus, U leef. Dankie dat U die Heilige Gees uitgestort het en wanneer ons tydens Pinkster gaan dink daaraan oor die uitstorting van die Heilige Gees, dan bely ons ook, maar U lei ons in die waarheid. U lei ons om te leer en te verstaan wat dit beteken om U kinders te wees. Daarom bid ons vir elkeen van ons hier teenwoordig, dat ons in hierdie tyd die kruis sal raak sien, maar sal verstaan, U het opgestaan. Dat ons in die geloof versterk sal word om U te aanbid met alles wat in ons is. En wanneer die pad swaar is, ons dink in besonder aan Mart Marie wat 'n knieoperasie gehad het, ons dink aan Tannie Elmine wat hierdie komende week by 'n oop graf moet staan. Ons dink aan soveel van ons lidmate wat die stryd van kanker mee worstel. Ons dink aan soveel mense wat die stryd van oorlewing aan vashou. En dan is die wonderlike troos daarvan. Maar U het die dood oorwin en U is met ons. En ons mag vandag bely. Ons glo in die opstanding uit die dode. Here Jesus, U het gesê op die 3de dag gaan U die tempel weer oprig. En U het
want U is die tempel. En daarom wil ons bely, U is die hoof van hierdie kerk, hierdie gemeente. En ons wil U aanbid, ons wil U naam groot maak, ons wil met dankbare harte voor U kom stil raak. Dat ons kan weet, maak nie saak waarheen ons gaan vandag nie, hierdie week wat voorlê, U is daar. U ken ons voetstappe, U ken ons gedagtes, U ken ons handewerk. Leer ons opnuut om so in U te lewe, dat ons die roeping wat U gegee het, kan uitleef op grond van U liefde vir ons. Daarom bid ons dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons kry nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, kom ons sing met dankbare harte Gesang 213. Gesang 213, en ons gaan sing vers 1 as ook vers 3. As ons kyk na die woorde van die derde vers, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Aan hom die lof, die roem en eer. Hy laat ons met hom triomfeer. Laat ons, o Here, deur u Gees afhanklik en oorwinnaars wees. Kom ons sing vers 1 en 3 tot eer van die Here saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here. Gaan leef in sy vrede met die opdrag om die evangelie te verkondig, omdat hy opgestaan het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen. Liewe gemeente, namens die kerkraad net 'n paar afkondigings. Ons gaan vinnig daarna kyk. Ons herinner u daaraan dat ons nou nie vanaand 'n aandiens het nie as gevolg van die lang naweek. Volgende Sondag 27 April is daar weer 'n oggenddiens om 9 uur, maar omdat dit weer 'n lang naweek is daar ook nie 'n aandiens nie, maar ons het wel volgende Sondagoggend 'n deurkollekte vir Bybelverspreiding. Ons wil vir almal wat in hierdie komende week verjaar sê baie geluk met u verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag wees en mag daar vele geseënde jare wees wat voorlê. Ek het nou so gekyk na die kinders wat op ons lysie is en ek sien nie een van die 3 kinders hier nie. Tannie Nelly, hulle is ook nie vanoggend hier nie, maar Tannie Ina is vanoggend hier. Tannie Ina Hardegen wat 82 jaar oud word. Tannie Ina, mag dit ook 'n wonderlike dag vir Tannie wees en mag hulle almal Tannie verskriklik bederf met hierdie kosbare dag. Baie geluk. Dan onder voorbidding, u sien ons lysie daar, net 2 name wat ons wil byvoeg. Mart Marie van Dalen het 'n knieoperasie ondergaan en sy sterk tuis aan. En dan ons innige simpatie Tannie Elmien met die afsterwe van haar moeder. Die roudiens sal ook hierdie komende Woensdag wees, die verskoning. Nou kan ek nie die datum onthou nie. Woensdagoggend hier by ons in die gemeente. Dan ons program vir die week.
Ons het woensdagoggend weer oggendbidtuur en Bybelstudie. Onthou asseblief daarvan. Ons het ons dakprojek, ons ken mekaar geleentheid vir die jeug, ons jeugse partytjie waar ons gaan deurnag en dan ons wegneem ete Vrydag 2 Mei. Nou die ouderlinge berei hierdie wegneem ete voor, kom ons ondersteun hulle met hierdie geleentheid. Dit wat hulle beplan klink werklik lekker, so hou die skakel dop, vul dit in, kontak vir Lucy as u nie weet hoe die skakel werk nie, maar kom ondersteun die ouderlinge ook met hierdie projek. Liewe gemeente, dit is dan ons afkondigings, ons herinner u net daaraan, kom drink 'n koppie koffie en tee en kom eet ietsie ter viering van Hetty se verjaarsdag, en ons wil ook namens Hetty baie dankie sê vir al die ondersteuning, die boodskappe, die oproepe met haar verjaarsdag. Dit is werklik 'n groot voorreg om in die gemeente te kan werk. Baie seën en voorspoed vir u, en mag u ook hierdie opstanding Sondag werklik ervaar as seën uit die hand van die Here. Baie dankie.